Ek groet in die wonderlike naam van ons Koning Jesus Christus, ons Verlosser, ons Saligmaker, op hierdie Maandag, die 4de Mei 2026. Ek is Jacques Pieters, hierdie is Brood vir die Siel, 0720202615. Ons lees in Markus 9 vers 30 tot 37, dat daar was 'n tipe van 'n stryery onder die disippels van Jesus, van wie die grootste is. Wie is die belangrikste? En later toe het Jesus vir hulle gevra, wat het julle met mekaar geredeneer op die pad? Maar hulle het stil gebly, hulle wou nie praat nie. En toe het Jesus gaan sit en hy het hulle geroep en vir hulle gevra, as iemand die eerste wil wees, moet hy die laaste van almal en almal se dienaar wees. En hy neem 'n kindjie en laat hom in hul midde staan. En slaan sy arms om hom en sê vir hulle, elkeen wat een van sulke kindertjies ontvang in my naam, ontvang my, en elkeen wat my ontvang nie my nie, maar hom wat my gestuur het. Hierdie woorde is baie dieper as wat ons besef. Jesus sê nie die kindertjies ontvang nie, hy sê sulkes, ons wat disippels is, moet soos kindertjies wees. Luister, en dit is, as jy so 'n kindertjie ontvang, as jy so 'n kindertjie help, dan ontvang jy eintlik vir Christus, jy ontvang eintlik die Vader. Want hier staan dit baie duidelik, in Markus 10 vers 13 tot 16 is daar geskrywe, en hulle het kindertjies na hom gebring, dat hy hulle kon aanraak, en die disippels het die wat hulle gebring het bestraf. Maar toe Jesus dit sien, het hy hulle dit baie kwaadlik geneem en vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Hy sê nie aan hulle. Ons weet die kindertjies gaan hemel toe. Ons weet hulle gaan die ewige lewe in, want hulle is onskuldig. Maar hierso sê die woord vir ons, aan sulkes. Jy sien, daar's nie plek vir hoogmoedige mense wat te veel van hulle self dink, mense wat dink hulle is belangrik. Daar's nie plek vir sulke mense in die hemel nie. Dis wat die woord sê. Die woord sê ons moet nederig word, ons moet soos kinders word. Ons moet glo soos kinders. Luister, voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. En hy het sy arms om hulle geslaan, sy hande op hulle gelê en hulle geseën. Ek lees weer vers 15. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Met ander woorde, daar's nie plek vir hoogmoed nie. Jy moet glo soos 'n kindjie. Jy moet nederig word en Jesus ontvang as jou verlosser en saligmaker. Luister wat sê Matteus 10 vers 38 tot 42, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. Wie sy lewe vind, sal dit verloor. En wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Jy sien, ons is nie so belangrik hier op aarde as mense nie. Ons is niks nie. Ons belangrikheid is om te werk en om te doen, om te lewe volgens die woord van God. Om seker te maak dat ons is regverdig genoeg om die ewige lewe in te gaan. Om seker te maak ons is gehoorsaam genoeg om die ewige lewe in te gaan. Wie julle ontvang, ontvang my. En wie my ontvang hom wat my gestuur het. Wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal die kroon of die loon van 'n profeet ontvang. En wie 'n regverdige ontvang, omdat hy 'n regverdige is, sal die loon van 'n regverdige ontvang. En elkeen wat een van hierdie kleintjies net 'n beker koue water laat drink, omdat hy 'n disipel is,
Voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. Jy sien wat die Here vir ons hierso leer, is dat ons moet goed doen aan ander. Ek herhaal, en elkeen wat een van hierdie kleintjies net 'n beker koue water laat drink, omdat hy 'n disipel is. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. So moenie probeer om eerste te wees. Moenie probeer om die grootste of die belangrikste te wees nie. Maar probeer om die minste te wees. Probeer om gehoorsaam te wees. Probeer om regverdig te wees. Probeer altyd ander help. Probeer altyd om goed te doen. Maak nie saak wat nie. Disipel van die Here. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek dank U, Here, vir hierdie nuwe week, hierdie nuwe dag, hierdie nuwe maand wat ons ingaan. Vader, ek vra Here dat U elkeen sal seën wat hierdie woord hoor en wat werk daaraan om nederig te word, om soos 'n kleintjie te wees, om gehoorsaam te wees aan die woord, Here. Vir elkeen wat bereid is om een van die kleintjies te ontvang wat opreg geroep is deur U. Elkeen wat in 'n posisie staan om U te dien, Here. Want ons weet nie wanneer ons 'n engelhuis wees nie. Vader, ek dank U, Here, vir U liefde en genade oor ons lewe. Vir nog 'n dag. Vader, ek bid vir elkeen wat hierdie boodskap hoor, se gesondheid. Vir krag, elkeen wat belas en bemoeid voel, Here, dat Jy nuwe krag sal gee. Dat Jy oë sal dit ophelder, dat hulle hierdie dag kan ingaan, hierdie week kan ingaan, sonder vrees, sonder twyfel, wetende dat U is met hulle, en dat die uitkoms sal kom op die regte tyd. Raak elkeen aan, Here, in liefde en genade, in Jesus naam. Amen. Onthou, lees jou Bybel self, sodat die wêreld jou nie mislei nie. Wees nederig. Groete.